Ek wil net dit sê dat die term band en musiekspan en worship team moet eintlik nie wees nie. Eintlik. Want almal wat hier sit vanmôre is 'n worship span en 'n worship team. Amen. Dit is so. Ek lag altyd met kinders sê, Dad, die enigste ding wat jou van die stage afhou is jou goue stem. Ek sê goue stem. Ja nee, 'n gouer pa van die stage af klim beter. So, op hulle sê ek sing in stereo. Ek stereo langs my, maar dis ook okay. Dis ook alright. En maar dit is so lekker môre om saam met julle te kan aanbid en die Here se naam groot te maak. Ek wonder, ek wil net gou vanaand net twee dingetjies sê en dan wil ek dadelik oorgaan na die woord toe, want ek glo die Here het 'n woord vir die gemeente vanmôre vir iemand wat hier sit. En dit gaan goed met Dr. Raymond. Dit gaan baie goed met hom. Ons is baie dankbaar dat die Here sy lewe gespaar het. Nou Sondag 'n week terug het jy het almal die storie gehoor en dit waar hy is, eintlik al 2 weke terug, skus tog. En hy het by die kake van die dood omgedraai. Ons het 'n mediese dokter wat in ons gemeente is ook. En sy het na die uitslag gekyk en sy sê sy het vir 10 jaar al in kardiologie gewerk, nog nooit so hoë telling gesien en dit gemaak nie. So God's hand was upon him. En kan ons die Here net dankie sê vir dit, nie? Amen, vir die groot werk wat die Here ook in sy lewe doen. Amen. En ek kom nou vars uit Burkina Faso uit. So gee my net 2 minute. Ek wil net so vinnig terugvoer gee en ons dankie vir ons praat van sending. En ons is vars uit die sending uit, gisterand geland gister en gaan bedien daar in Burkina Faso, hier op in Afrika. En iets wat in my hart geval het in hierdie tydperk is terwyl ek daar bedien het en ons al bedien het een dag, ons het 4 dae getravel om een dag te bedien. En terwyl ons al was in die bos en het ons by 'n kerkie bedien daar so in Burkina Faso en daar's baie vervolging. Burkina Faso is 16de op die Open Doors se lys vir gevaarplekke. Die lande, Amerika en al die groot lande aan beide kante het 'n waarskuwing gestuur dat mense nie so toe moet travel nie. Want daar's verskriklike vervolging. En dan is ek die Here so dankbaar vanmôre dat ons in 'n kerk kan sit met ligte, met 'n aircon, sagte stoel, 'n worship span, 'n family. Waar mense kom kilometers aangery met fietsse, geloop om net die evangelie van Christus Jesus te kan hoor. Sit in 'n kerk wat ek reken by die 50 grade was daai dag. Sit daar so en ons kon net die gospel vir hulle deel en share. Dank die Here vir dit wat hy gedoen het. Kan ek gou daar so 'n paar foto's wat ek het saamgebring het. Ek het so 'n bietjie net vir u wil wys. Ons het kon daarom so 16 fietsse koop vir die pastore daar en Bybels vir hulle gee om die gospel te kan versprei. Want daar's niks, hulle het niks. Dis villages rondom ons. Is hy amper daar. Ons het ook vir hulle gehelp. Dis die 2 mense die aan die linkerkant is hy is die opsiener van Burkina Faso Church of God. En hier aan die regterkant hy is van Togo, ook Church of God, en hier onder het ons 'n kerk geplant. Ons het die eerste steen lê daar so vir hulle nuwe kerk gebou. En dit is wat ons gaan doen het daar. So is daar nog 1 of 2 foto's. Wat is die volgende een? Daar is ons fietsse vir hulle. Dankie vir sendingwerk. Dit is so mooi gesê vanmôre sê Steven, so ons wil kom dankie sê ook. Dis die werk wat ons kon gaan doen het om vir die mense die evangelie te kan gee op fietsse en Bybels en dis so great toe ek daar klomp kindertjies was. Kindertjies is my hart. Ek love kinders. En van die kinders wat terwyl hulle sweets uitgedeel het, suigstokkies het nog nooit in hulle lewe weet eens wat dit is nie. Van daai kindertjies het nog nooit eens 'n wit mens gesien nie. Man, ek het soos 'n liberty gevoel. Dit is so scary. Scary. Maar daar het ons daarom vir die pastore fietsse en hartkaarte en Bybelse gee en dat hulle in die villages kon inry, vreesloos. Die vervolging is in die dorpies net langs aan en waar Christene doodgemaak word en vat hulle die gospel. Na plekke toe wat nog nooit gehoor het nie. Sorry, ek nog jetlag. Amen. Jy kan dit sien. Amen. Volgende een uit wys daar. Daar is die fietsse, net die fietsse wat ons kon koop. Ons moes dit locally gekoop het daarso en hulle noem dit 'n Bosveld Mercedes. Dit is hoe hulle lyk. Locally made. En dan is daar nog so een of 2 fotootjies. Daar is die kerkie. Dis die kerk wat ons gaan bedien het in Burkina Faso. Wat vir my so kosbaar is, die mense is die hele dag daar. Die hele dag, van vroeg die oggend 9:00 af aangekom. Die hele dag daar gesit tot 4:00 die middag toe. Daai plekkie. En al wat hulle gehad het om te share is 'n pot rys. Pot rys.
That's it. Dis wat daar is. As die water nie, ons moes water uit 'n put uittrek, 15 meter put, sodat daar kan water wees. There's nothing there. Maar ek kon die blydskap, terwyl die eerste, hulle het so klein meisiekind gehad, sy is seker 12 jaar oud, vorentoe geroep, en terwyl sy die jong mense, of terwyl sy begin sing, en praise and worship, toe begin hy hele gemeente te sing. So ons is vanmôre baie om voor dankbaar te wees teenoor die Here. Amen. Ek dink ons nog een foto dan, wat ek saamgebring het, ons wil ek baie, maar ons sal dit op social media share, en ons wil net dankie sê, dankie vir gemeentes soos Darling, wat vir ons help en share, en dat die gospel kan uitbrei, en die koninkryk van God, amen, kan uitbrei buitekant toe. Amen, so dis maar net so kort, dat ek net wil dankie sê, as hy nie werk, nie worry nie, hulle sal op social media, sal ons dit ook wys binnekort, en saam met Dr. Raymond. Amen, as jy die Bybel saamgebring het, wil jy nie saam my blaai na die boek van Matteus toe nie. Matteus, die eerste hoofstuk, gaan ons saam lees. Matteus, die eerste hoofstuk. En dit is die geslagsregister van Jesus. En dan gaan mense seker sê, Quintus, maar wat 'n genade wil jy die geslagsregister uithaal vandag. Maar ons gaan twee gedeeltes lees. Ons gaan blaai in Matteus hoofstuk 1 toe. En dan gaan ons ook lees in Genesis 29. Maar moenie, hou al twee gedeeltes oop vir my, sodat ons daar kan lees. Matteus, die eerste hoofstuk, en ook Genesis 29, gaan ons vanaf vers 1 lees. Twee gedeeltes wat die Here op my hart gedruk het. Amen. Amen, is jy okay? Baie stil in die kerk. Jy het 'n goeie plek gemis om amen te sê. Help my net, dat ek weet almal is okay. Waar jou hand het gehou, is almal alright by. Gee jou buurman 'n sweetie, lyk of hy slaap. Amen. 'n Hol sweetie of iets. Amen. Kom ons lees saam. Die geslagsregister van Jesus Christus. Die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda, vers 3, was die vader van Peres en Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram. Net oor gelees, en nou ek lees op tyd hierdie gedeeltes, en ek weet, kom aan, is daar mense in die kerk wat ook saam met ons, ek weet my vrou doen dit, sy skiep die geslagsregisters, is daar mense saam met my? Kom aan, wees eerlik, bring die kerk is 'n jokkie, is daar mense wat dit mis, en sê nee, nou vir my, ek love dit, want die geslagsregisters sê vir my so baie, en ons het eintlik baie die boodskap van die geslagsregister opgeskryf. En ons lees hier vanmôre gedeelte van die geboorte van Juda. En ons moet gaan kyk na die storie van Juda en die geboorte van Juda, wat eintlik baie diep betekenis het. En dit vind ons vanmôre in Genesis 29, want Jesus het ons nou van gesing, kom uit die stam van Juda uit. Amen. So ons moet iets weet van Juda, amen. So hy kom in die geslagregister van Juda uit, maar is iets opgeteken, iets is rondom Juda. Sy geboorte was, there's something special rondom die dag toe hy gebore is en sy ma sy naam van hom gegee het, Juda. So kom ons gaan blaai en gaan kyk ons na hierdie geboorte, en dan kom ons nou terug weer na Matteus 1 toe. Ons gaan blaai asseblief saam met my na Matteus 29 toe. Daar gaan ons saam lees vanmôre Genesis 29 vers 1 tot 35 gaan ons lees. Dis 'n hele storie rondom Jakob en Lea en Rachel. Wie het al in die sonnaskool gelees? Wie weet van waarvan ek praat? Nou as jy nog nie het nie, het 'n goeie storie gemis. Dis 'n mooi love story. Ons lees daarso in Genesis 29. Paar verse wat ons gaan saam lees. Mense so diep verhale van ons ingeteken, en ek glo dat die Here vanmôre 'n woord vir ons het. Amen. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste, en meteen sien hy 'n put in die veld en 3 troppe kleinvee wat daarby lê. Want uit die put het hulle die vee laat drink, en daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op, die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle: "My broers, waar is julle vandaan?" En hulle antwoord: "Ons kom van Haran." En hy vra hulle: "Ken julle vir Laban, die seun van Nahor?" En hulle antwoord: "Ons ken hom." Verder sê hy vir hulle: "Gaan dit goed met hom?" En hulle antwoord: "Dit gaan goed." En daar kom sy dogter Rachel aan met vee, en hy sê: "Kyk, die dag is nog lank, dit is nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen en laat hulle wei." Toe antwoord hulle: "Ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie." Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat ons die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob vir Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen,
sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seuns van Rebekka was. Daarop het hy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tuining hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in die huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom: "Waarlik, jy is my been en my vlees." En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra: "Sou jy my verniet dien omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees." En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste was Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarop het hy gesê: "Ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dogter." Toe antwoord Laban: "Dit is beter dat ek haar aan jou gee as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my." So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hy was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban: "Gee tog my die vrou wat my dienstyd is dat ek by haar kan ingaan." Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar by hom gebring. En hy het by haar ingegaan en Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê: "Wat het u my nou gedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg?" En Laban antwoord: "Dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dat sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring." En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as sy vrou, en Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bila gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. Toe die Here sien dat Lea nie geliefd was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê: "Gewis, die Here het my ellende gesien, maar nou sal my man my lief hê." En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê: "Gewis, die Here het gehoor dat ek nie geliefd is nie en my hierdie een ook gegee." En sy het hom Simeon genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê: "Nou eintlik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het." Daarom het sy hom Levi genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê: "Die keer sal ek die Here loof." Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar. Net tot sover. Kan ons bid vir die woord van die Here? Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Dankie Here dat ek vanmôre net as diensknegt kan opdaag vanmôre, en dankie dat ek weet Quintus is net agter die kruis weggebêre. Mag die salwing van die Heilige Gees krag vanmôre in ons harte spreek en ons harte werk en hierdie woord lewend maak. Ons bid dit en vra dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. So hier's 'n mondvol storie, maar hier het my hart so geraak toe ek hierdie verhaal gelees het. Ons lees hierso van Jakob en Jakob wat by 'n put opgedaag het, en toe hy by die put opgedaag het, het hy vir 'n mooi dame gesien kom en hy het terwyl hy met die ander manne nou gesels het by die put en die hele storie, en soos 'n real gentleman het hy nou gegaan en hy het die put gaan oopmaak en hy het die put laat Hafee moes drink, en en die Bybel sê so beautiful, en ek het nogal in my hart daaroor gedink. Die Bybel sê so mooi, hy het vir Rachel gesien en hy was in verlief. Wie was al daar? Man, jy het 'n goeie plek gemis om amen te sê. Wie was al so verlief? Die Bybel sê hy was so verlief gewees, hy het gegaan en hy het vir Rachel gaan soen. En toe hy vir Rachel soen, toe huil hy. Nou ek weet Marlene het dit in my gedoen. Ek wil that's just many moons ago, maar hy het so van haar gehou, toe hy haar die dag die soen gee. Die Bybel sê so, my hoor gou gesê, die New Living Translation sê, daarna soen Jakob vir Rachel, terwyl die trane oor sy wange loop. So verlief was hy op hierdie vrou Rachel. En hy gaan toe na Laban toe, wat haar pa is, en dit is nou sy oom, en hy begin met Laban te deel, en sê vir Laban, maar ek soek graag, en Laban sê vir hom, jy kan nie verniet by my werkie, wat kan ek vir jou gee? En hy sê iets moois, hy sê, ek wil graag jou dogter, jou jongste dogter, Rachel, ek sal vir haar werk.
daar kom 'n mooi ooreenkoms tussen die twee. Laban sê die oom, sy pa, jy moet vir my 7 jaar werk. Dan kan jy die dag vir Rachel kry. En so was dit gewees. Rachel het vir Jakob het 7 jaar lank gewerk vir Rachel. 7 jaar lank gearbei vir hierdie vrou, hierdie oor wie hy geweet het en verlief was. En die dag toe dit kom dat hy nou, dit is verby, hy het 7 jaar gewerk vir hierdie vrou, hy het gewag vir haar, dis die tyd, nou gaan hy vir ewig en vir altyd saam met haar wees. Something happened. Die aand by die bruilofsweek, soos wat dit in die Joodse gebruik is, 7 dae was daar troue gewees. En die aand terwyl Rachel regmaak om by die tent in te gaan van Jakob, stop haar pa en hy sê vir haar, jy gaan nie in nie. Byt jy vas, en hy stuur die ouer suster, Leah, na die tent toe. Leah is by die tent. Ek love it wat die Bybel sê, that's something I could not understand. Die Bybel sê so mooi, daar is in daai verhaal opgeskryf, dis eers die volgende môre, wat Jakob agterkom, dis die vrou vir wie ek gewerk het. Nou kyk jy, of mag ek sê, dis 'n preek vir 'n ander dag. Kom maar, jy moet dan koorsig wees om dit agter te kom nie. Something is wrong. Dis nie die vrou vir wie ek, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Let's kom by die woord. Eers die volgende dag kom hy agter, maar dis nie die vrou nie. En hy gaan na Laban toe en hy sê vir Laban, die pa, maar wat het jy nou gemaak? En Laban, hy is so presies en reg en sê, luister, maar dis die gebruik. Die gebruik is die volgende. Hy sê, ek kan nie vir jou die jonger sussie gee nie. Ek moes eers vir jou die ouer sussie gee, sy moet eers trou en dan die jonger een. Maar vat haar op skuld. Jy kan haar kry, maar jy gaan nog 7 jaar vir my werk. Dan kan jy haar kry. En dis toe maar Laban is, en hy het hom, want hy is lief vir Rachel. Dis die een oor wie hy geween het, oor wie hy gehuil het. En ek gaan kyk bietjie gou net, hier is soveel, moet nooit net die Bybel lees as net lees nie. Amen, wie saam met my? Moet nooit net Bybel lees omdat ons net dit wil verbykyk nie. Daar's soveel diepte in name opgeteken. Daar's boodskappe wat deur die Heilige Gees vir ons gegee word. Leah se naam beteken, as ek net my bril kan opsit, Leah se naam beteken die volgende: weary, tired or delicate. En sy het nou nog die ouers sussie het nog dowwe oë ook gehad. So sy was sê, die Engelse vertaling sê so duidelik geskryf, gaan lees die King James version, dat Jacob, he hated her. Hy het haar gehaat. En die Here sien toe nou dat Jakob, nou het hy 2 vrouens, hy het al 2 sissies, hy het vir Leah en hy het vir Rachel, maar sy hart, sy alles lê by Rachel. Maar Leah is ook daar. Leah, die een met die dowwe oë, die een wat sy naam beteken weary, wat sy naam beteken, wat sy ander gedeelte, tired. Dis wat haar naam beteken. Dis wie sy is, dis haar naam wat vir haar gegee is. En God sien raak, dat Jakob het vir Rachel bo aan een lief. En hy doen iets. Hy sluit die moederskoot van Rachel toe. Dis net Leah, die met die dowwe oë, wat weary is, wat moeg is, wie se moederskoot oop is. Sy kry kinders nou. Nou as ek daai vrou was, sou ek gepewet. Ek sou rondgeloop het tussen iets op 'n periscope. Want ek sou nou gebrek het, want sy het my dan nie lief nie. Die Bybel sê so mooi, en hier kom die gedeelte, hier kom die woord vanmôre. Hierdie, ek love hierdie. Die Bybel sê dat sy word swanger by Jakob. En toe sy swanger word by Jakob, is die eerste seun gebore. En die Bybel sê so mooi, sy noem hierdie eerste seun Simon. En dit beteken die volgende, ek gee dit gou vir jou daarso, of Reuben, ekskuus tog, Reuben. Die eerste seun se naam is Reuben. Genesis 29:32. En Leah het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my aangesien, want nou sal my man my lief hê. Want nou het ek vir hom 'n seun gegee. Nou sal dit oukei wees tussen ons. Nou gaan hierdie verhouding werk. Nou is alles oukei tussen my en my man, want sy sê, hoor mooi, wat beteken Reuben? Reuben se naam beteken God het gesien. So elke keer as sy vir Reuben geroep het, en sê, sou dit gewees het, Reuben kom eet, of Reuben kom slaap, of Reuben doen die, of Reuben doen daai, elke keer as sy naam genoem geword het, sou dit as 'n verklaring gewees het, dat God het gesien. Die Here het my raak gesien. Nou ek weet nie vir wie dit vanmôre is nie,
Maar ek wil vanmôre dit verklaar. God is steeds die een wat oor jou lewe sien. Hy is steeds die een wat na ons kyk. Sy oë is nog steeds op ons. Is iemand saam met my? Die woord van die Here sê dit so mooi. Hy sê daarso, hy is steeds El Roi, wat beteken die een wat sien, God wat sien. 2 Kronieke 16 vers 9 staan dit geskrywe. En ek wil gou vir jou gee, Job 31 vers 4. Sien hy nie my wee nie, en tel hy nie al my voetstappe nie. Die woord van die Here sê, hy ken tot elke haar wat van ons hoof afval. Halleluja. Ek is dankbaar, maak nie saak waar Quintus homself bevind nie. Ek is dankbaar dat God se oë is altyd op my. En hy kyk na my met liefdelike oë, al maak ek soms droog. God se oë is steeds op my. Halleluja. En ek is dankbaar dat hy is steeds die een wat na my kyk. En sy sê dit, ten spyte van haar omstandighede. Hy is die God wat gesien het. Want jy sien mos nou hoe hy my hanteer. Ek is steeds nie geliefd nie. Die Bybel sê dat Jakob en Lea tweede kind verwag het. En die tweede kind se naam is Simeon. En Simeon beteken God het gehoor. En sy het gesê, want die Here het my hulp geroep gehoor. Man, kan ek net gou vir 'n oomblik stil staan? Ek dank die Here dat ek 'n God in die hemel het wat hoor wanneer ek roep na hom. Dat hy hoor as daar dingetjies in die huis nie reg is. Dat hy hoor as die petrolliggie brand. As hy hoor as die yskas leeg is. As hy hoor as hy besig is om alles te verloor. Kan ek gou vanoggend getuig, ek weet nie, ek is jetlag. Ek weet nie wat. Ek en Madeleine in die bediening, ons is hierdie jaar 15 jaar voltyds, maar ons het 20 jaar in die bediening. En ek kan soveel keer op my hande al tel waar God deurgebreek het, finansiëel. Waar daar gebed na hom toe gebid is. En die Here, nie mense rondom ons weet nie wat aangaan nie, maar God weet waar die deurbraak nodig is. Halleluja. Ek onthou eendag was daar 'n tyd gewees waar my kinders skoolklere nodig gehad het. Toe ons in Hartswater kom, ek weet wat dit is om alles te verloor. Om niks te hê nie. Die dag toe ons in Hartswater aankom, ons eerste gemeente in die Noord-Kaap, toe ons aankom, toe ry ek en my vrou, ons het nie 'n kar gehad nie, we had nothing. Ons het alles verloor. Alles verloor. En ons kom met 'n padkoubus, hierdie bus, ry ons aan die gemeente toe. Dit is skaam ons kom by die gemeente aan, ons het nie 'n kar nie, ons het niks. Ons sê, hier is ons. Ons ken julle en julle ken ons nie, maar ons is hier omdat God ons geroep het. En ek sal nooit vergeet het, ons daar toe die visievoorsitter van die gemeente kom en hy sê, maar moenie worry oor 'n kar nie, ons het 'n 1400 Nissan bakkie, wat die pastoor se is. Julle kan hom kry om hier rond te ry. En ons is 4. Ons pak hy kar soos 'n sardientjie blikkie. Ons sit vir hom stofdig. Daar's niks wat inkom en beweeg nie. Ons sit hom vas. En ons kinders kort skoolklere, want nou is ons in die nuwe gemeente. En ek en Madeleine bid. En ons vra, Here, U hoor ons gebed. Hy Sondagmôre toe ons uitstap, toe is daar 'n koevert. En op die koevert, in die koevert is finansies gesit. En op die koevert is geskryf, die kinders se skoolklere. That's how God breaks through. Want God hoor steeds ons hulp geroep. Halleluja, kan ons die Here nie net dankie sê daarvoor. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Dis die Here. Hy hoor steeds. Hy hoor steeds. He's still the God that hears your cry. Hy hoor steeds as ek vroeg in die môre na hom toe roep as probleme daar is. Hy hoor steeds as my hart na hom toe roep terwyl ek in die shower is. Niemand weet wat in my hart aangaan nie, maar God weet. Hy hoor steeds. He's still the God that hears my cry. Halleluja. Hy sê ons, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou uithelp. Halleluja. Dis hoe die Here is. En hulle noem hom Simeon, want God is steeds die een wat hoor. 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Dis wat God se woord vir ons sê. En hier is Jakob, Lea, en sy het gebid en sê, die Here het gehoor, want nou sal Jakob vir my hou. Nou sal Jakob lief wees vir my. Nou kan ons, dinge behoort herstel te wees, want God het gehoor, en nou, elke keer as ek vir Simeon roep, sal dit 'n getuienis wees, dat God gehoor het. Maar niks het verander nie.
Everything stayed the same. En soos Rachel se moederskoot steeds gesluit, en Rachel raak weer swanger met 'n derde kind. Die derde kind se naam noem hulle Levi. En Levi beteken om geheg te wees. En ek glo wat sy sê. Sy sê, hierdie keer sal my man aan my geheg raak. Ek wonder hoe dit moes wees tussen daai twee sissies. Ek wonder hoe dit moes wees, hoe weer die vyandskap wat daar moes gewees het, die harte teenoor mekaar, en sy is al die wat kinders het, en sy noem hom Levi, en Levi wat beteken, hierdie keer het my man, hierdie keer sal hy aan my geheg wees, maar niks het verander nie. Nothing changed. Alles is nog steeds dieselfde. Levi wat beteken om saamgevoeg te wees. Ek soek 'n gelukkige huis, 'n hegte huis, alles moet reg wees in my huis, but nothing changed. Alles is dieselfde. Ek glo wat die Bybel sê, en dis die einde gewees van daai verhaal. Die Bybel sê, en dit kom in die geslagteregister uit, sy raak weer swanger. En sy noem haar kind Juda. En sy sê, hierdie keer, ek gee nie om wat Jakob van my dinkie, gee nie om wat my suster van my dinkie, hierdie keer sal ek die Here se naam groot maak. This time I will praise him. Dis toe Juda, wat beteken? Juda beteken lofprysing. Praise. Die geboorte van lofprysing. Die oomblik toe sy skuif, dit is nie meer 'n horisontale verhouding nie, maar dit raak nou vertikaal. En toe hierdie uitgesort is, sal hierdie uitgesorteer wees. Wie weet waarvan ek praat? Juda is gebore wat lofprysing is. En hierdie keer sê sy, hierdie keer sal ek die Here prys. Hierdie keer sal ek die naam van die Here groot maak. Hierdie keer, hierdie is 'n woord van iemand in hierdie kerk vanmôre. Ek ken jou omstandighede glad nie, maar maak 'n keuse vanmôre, laat Juda gebore word terwyl jy hier uitstap. En maak 'n keuse en besluit om te sê, hierdie keer sal ek die Here se naam groot maak. Al lyk jou finansies nie soos wat dit moet lyk nie, al kom maar nog 'n SMS deur nie, al is dinge by die werk nie soos wat dit moet wees nie, maak 'n keuse. Môreoggend, hierdie keer sal ek kies om die Here se naam groot te maak. Hierdie keer sal ek kies om hom eer te bring. Hierdie keer sal ek kies om God se naam te verheerlik. Hierdie keer sal ek kies om hom groot te maak. Geen om wat Jakob van my dink of my suster of family of opinies nie. This time I will praise him. So elke keer wanneer sy vir Juda geroep het, het ek sê ek gaan die Here eer gee. Ek bring die Here eer, ek gee nie meer om wie wat sê nie. Hierdie keer sal ek lofprys en aanbidding bring aan my koning, want dit is wat die Here wil hê. Oh man, is julle reg vir hierdie? Is julle reg vir hierdie? Ek het my oë uit, ek kan nie meer sien nie. Oh, hierdie keer, waar is ons Michael? Michael, kom my broer, jy's gesalf, kom hierso. Kom sit, klim agter die klavier en ek voel ons of vanmôre 'n lied sing hierso. Hier gaan iets gebeur vanmôre in hierdie kerk, ek voel dit. Juda is gebore. Juda beteken praise, lofprysing. Maar die geslagsregister van Jesus stop nie daar nie. Ons lees nou die geslagsregister, gaan gou saam met my weer na Matteus toe. Dit sê die geslagsregister van Jesus. Abraham was die vader van Isak en Isak die vader van Jakob. Jakob die vader van Juda en sy broers. Ek love vers 3 is die mees powerfulste van hierdie almal. Voor ek dit daarby lees, kyk gou wat gebeur hier. Rachel, geen kinders gehad nie. Lea, met die dowwe oë, sy was moeg en mat genoem, dis wat haar naam beteken. Moeg en mat. Gebroke, verstoot, verag, verwerp, vergete, seer, na kinders op strepe. Reuben, want God het gesien waardeur ek gaan. Simeon, want God het gehoor waardeur ek gaan. Levi, wat ek so graag wou geheg gewees het aan my man. Oh, maar Juda, this time I will praise my king. Hierdie keer sal ek die Here se naam groot maak. Juda is gebore. Check gou hierdie, kyk gou hierna. Die geslagsregister stop hier dan nie, dit sê. Vers 3, en Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar.
sê daar? Dat Juda was die vader van Peres en Serach. Nou hierdie moet jy verstaan. Mag ek gou vinnig, jy hoef nie te blaai nie, ek gee dit vir jou. Genesis 38 kom hulle voor. Peres en Serach. Jy wat al gehoor het van hierdie name. Dit het met hulle gebeur en Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. En toe sy sou baar was, daar 'n tweeling in haar skoot. Peres en Serach, die tweeling. Hoor wat gebeur. En terwyl sy baar het die een hand uitgesteek en die vroedvrou het gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerste gebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore. En sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek? En hulle noem hom Peres. Want Peres beteken deurbraak. So wat wil ek vir jou sê? Uit Juda, wat lofprysing is, sal deurbraak kom, wanneer jy die naam van die Here groot maak. There will be breakthrough, hallelujah. Sê die woord van die Here nie, put on a garment of praise, for a spirit of heaviness, hallelujah. Wanneer jy die naam van die Here groot maak, dis wanneer deurbrake kom. Wie het dit al gehad? Wie het dit al ervaar? Wanneer jy begin die naam van die Here groot maak, al voel jy hoe dinge afval van jou lewe en jou skouers af. So ek wil vanmôre sê, ek weet dalk nie waar jy gaan nie. Ek ken julle en julle ken my nie. Dit is my 'n absolute voorreg om my in Darling te kan bedien. Dit is my so voorreg, Steven en bestuur. Ek waardeer dit so opreg. Maar ek wil hierdie vanmôre sê, ek is hier met 'n woord vir iemand. Ek weet nie waar jy gaan nie. Jy het al gebid, jy het gesien God sien. God hoor die gehegtheid van lewe, jy's aan die Here en sy woord vasgeklou. Maar Juda moet nog gebore word. En ek bid vanmôre dat lofprysing in hierdie kerk gebore sal word soos wat dit is. Waar is die orkes? Kan die orkes hier vorentoe kom? Kom, waar is die orkes? Band, kom gou vorentoe. En ek bid dit vanmôre, Steven, op hierdie gemeente af in die naam van Jesus, dat deurbrake sal kom. Dat deurbrake sal kom. En jy kan dit vanmôre dalk ervaar. Vanmôre bid ek dat jy sal uitstap en sê, Here, ek het gevoel hoe die kettinge afval. O, dankie Here, hier gee die Here maar die woord. Hier is die woord, hier is die woord, hier is die woord. Paulus en Silas sit in die tronk. Hulle is in die tronk vas in Handelinge 16. En die Here sê op middernag, toe hulle in voete en boeie vas was, en al mense saam met hulle toegesluit was, het hulle besluit geneem om te sê, ons gaan lofliedere sing tot God. En weet wat het gebeur? Die aarde het begin bewe, halleluja, en die kettinge het begin afval. Nie net hulle sin nie, maar ook die wat in die tronk was saam met hulle. Hoor gou wat gebeur verder. Die Here wys my so tyd terug die gedeelte hy sê. Toe die man kom, die soldaat kom om te kom kyk, dus niemand van hulle weg nie. Hy het in die tronk ingestap om te kyk waar is hulle. En hulle almal was nog daar te vind. Want lofprys en aanbidding, en wanneer die woord, die gospel, is gemaak dat mense in moet kom, sodat hulle na Jesus toe kan kom. Hy het sy lewe en sy hart vir die Here gegee. So ek weet nie vanmôre, hier's reën wat val die buitekant. Dit is so great en so lekker. Terwyl ons oë gesluit is vanmôre, ek voel dat ek moet 'n uitnodiging maak. Jy's vanmôre deur so baie. Jy's vanmôre deur so baie. Sê Here, wanneer gaan U antwoord? Wanneer gaan U deurbreek, Here? Jy voel soos daai Lea gebroke, verstoot, verag, verwerp, vergete en seer. Ek wil jy moet vanmôre oorgee en sê, Here, vanmôre sal ek kies dat lofprysing en aanbidding gebore sal word in die naam van Jesus. Ek kies vanmôre, hierdie keer sal ek die Here prys. Hierdie keer, Here, ek bring nie my lys gewoonlik soos wat ek oorbid nie, maar hierdie keer kies ek om die naam van die Here groot te maak. En ek bid dat deurbrake sal gebeur hier in Darling, sodat ons dit sal hoor dat God het deurgebreek, miraculously, in die naam van Jesus. As jy vanmôre gebed nodig het, wil ek jy moet op jou voete staan en sê, Here,
hierdie keer sal ek U naam groot maak. Hierdie keer is die mense vanmôre saam met my wat sê, ek weet, Here, I'm going through so many things. Maar hierdie keer kies ek, Here, om die naam van die Here groot te maak. This time I choose, Lord. This time I choose. Michael, daar's 'n song wat sê gratitude. Wil ons nie lei in daai song vanmôre nie. Dink dat ons die woorde nie, maar al het jy net vanmôre 'n haleluja oor. Al het jy vanmôre net 'n haleluja oor. Laat daai haleluja oorwinning wees vanmôre. Laat dit oorwinning wees vanmôre in die naam van Jesus. Dis nie per toeval dat hierdie gesin vanmôre vir die eerste keer hier is nie. Dis nie per toeval nie. Ek voel God het met julle 'n afspraak vanmôre. God het met julle 'n afspraak. Ek sien gebroke, soos 'n Lea. Ek sien daar so baie dinge in die lewe aan die gang. But God says this morning, vir jou spesifiek, put on a garment of praise for a spirit of heaviness. 'n Gewaad van lofprysing vir 'n swaarmoedige gees. Kies om God te verheerlik ten spyte van. Begin God te verheerlik. Waar jy staan vanmôre, wil jy nie, ek kan dit nie namens jou doen nie. Ek kan dit nie namens jou doen vanmôre nie, wil jy nie daar vanmôre, jy wat staan sê, hier is my oggend van deurbraakie. Ek kies vanmôre dat lofprysing in my hart gebore word. Ek kies dit vanmôre in die naam van Jesus. Ek kies deurbraak vanmôre. Sing saam met my asseblief. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I'll throw up my hands, I'll praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Ek weet jy's moeg. I know you are weary. Ek weet vanmôre dinge is te veel. Ek weet jy voel verstoot, seer. Maar al wat ek vra hierdie keer, this time, make a choice. Maak hierdie keer 'n keuse. Van hier af vorentoe Juda word gebore. I choose to worship him. Instead of worrying about my finances, I choose to worship him. Instead of complaining, I choose to worship him. Instead of my circumstances. Hierdie keer sal ek die Here sal ek hom eer bring. Hierdie keer. This time I will worship him. So ek bid vanmôre dat daar 'n deurbraak. Heilige Gees het in ons harte vanmôre 'n deurbraak sal kom. Dat deurbrake sal kom nie deur ons complaining en ons klagtes die Here, maar hierdie keer sal ons die Here eer bring, Here, ten spyte van omstandighede.
This time I choose to worship you. This time I choose to worship you. And I know it's not much, but I've got nothing else fit for a king. Kom ons verklaar dit as gemeente. So I throw up my hands. You again and again. 'Cause all that I have is a kerk het ek geleer dat jy weet nie aldag wat die mense langs aan jou is, wat vanmôre by jou staan, waartoe hulle gaan nie. Mag ek vanmôre vra, as jy kan, steek jou hand uit na 'n broer toe of 'n suster toe by jou, om jou, langs aan jou, by jou. Kom ons net vir 'n oomblik saam met hulle bid nie. Kom ons bid saam met hulle vanmôre. Kom ons dra mekaar op aan die Here. Kom aan, is al van die leiers wat sal help. Kom ons bid saam met mekaar vir 'n oomblik vanmôre. Net ons weet nie waartoe hulle gaan nie. Mag die Here deurbreek vanmôre vir hulle. Kom ons dra mekaar op aan die Here vanmôre. Thank you, Jesus. This time I will worship you. This time I will praise you. Hierdie keer. This is it. I choose to worship him. Thank you, Jesus. Thank you, my King. Thank you, King Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, King Jesus. Thank you, Lord. Vader, vanmôre bid ons vir Darling gemeente. Ons bid vir hierdie uitreik wat gaan Zimbabwe toe. Ons bid, Here, U gaan vooruit. Het is my amazing om te dink, Here, dat Kronieke het hulle voorsangers voor die oorlog gesit. En dit toe hulle dit begin die naam van die Here groot maak, daar oorwinning uitgebreek. So Here, ons as gemeente kom in voorgang, Here. Ons kom in hierdie lofprys en aanbidding, Here.
Want hierdie keer het ons gekies om die Here se naam groot te maak. Dankie Here dat ons is nie vanmôre net 'n Lia vanmôre wat net weet dat U hoor, weet dat U sien. En ons weet ons is geheg aan U nie. Maar ons weet ook hierdie keer Here kies ons nie om ons omstandighede vas te kyk nie, maar hierdie keer kies ons om die Here se naam groot te maak. Want ons weet daar sal deurbrake kom, ver meer as wat ons gesien het, Here. Ons dankie daarvoor in die kosbare naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê almal. Amen, amen. God bless you. Dis so lekker. Baie dankie. Ek wil net vir my sê dan ons gaan afsluit. Steven. Dit was vir my persoonlike vrou, Marlijn, kom gou hier Marlijntjie. Hoe staan die my? Dis my persoonlike vrou, ek het ons saamgebring vanmôre. Dit was vir ons 'n absolute voorreg. Baie dankie vir die leierskap weer eens om ons wat ons genooi het om hier by julle te kom bedien. As julle ons ooit weer terugnooi nie, dan gaan ek verstaan waaroor dit gaan. Maar dit was vir ons so 'n voorreg geweest. Ek gaan sommer vir haar vra om vir ons af te sluit met gebed. Mag die vrede van die Here saam met julle elkeen wees. Amen. Ek wil net afsluit met net dit sê. Mag ons minder kla en meer worship. Mag ons minder klagte sê teenoor die Here en teenoor mekaar. Minder moan and groan en meer worship. Maar ek praat nie van Darling nie, ek praat van die Kaap, die ander kant van die berg. Dis ek praat van hulle. Amen. May the Lord bless you richly. Ek gaan hulle bid dat vra Marlijn om saam met julle te bid en mag die Here. Dit was so lekker. Baie dankie dat julle ons so ontvang het vanmôre. Dis regtig 'n voorreg. Ek weet ek kan wil ons nie beroep nie, hè? Wat sê dit daaroor? Ek voel ek net nie bly. Nee, ek spot. Raymond sal my doodmaak. Maar okay, we go. Amen. Amen, kom ons sluit die oë. Vader, wat 'n voorreg was dit net om vanmôre in U teenwoordigheid te kon wees, Here, en Here, net U stille, soete teenwoordigheid te kon ervaar, Here. En dankie dat ek weet, Here, U Heilige Gees is vanmôre deel van ons, Here. En dankie dat U vanmôre, Here, mense kom bedien het, Here. Dankie dat U vanmôre shackles kom laat afval het, Here. Dankie dat ek weet, Here, U mense kom genees het vanmôre. Nie net liggaamlik, Here, maar gees, siel en liggaam, Vader, Here. Ons gee U al die lof en al die eer, Vader, Here. We just want to live to make You famous. En Here, dit gaan alles net oor U, Here. Mag U Darling gemeente seën, Here. Mag U goedheid en U guns, Here, op hulle rus, Vader, Here. Is ons gebed, Here, die werk waarmee hulle besig is, Here. Mag U dit ook seën, Here. Elke finansiële bydrae wat bygedra word, Here, mag dit geseën word, Vader. Is ons gebed in die kosbare naam van Jesus, Here. Ons eer U, ons aanbid U, Here, en ons het U so verskriklik baie lief, Here. Word verheerlik, is ons gebed in die naam van Jesus. Amen.